Vanaand kom uit die Nuwe Testament uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 21 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Die opskrif daarso is die verskyning van Jesus by die see van Tiberias, en as ek so kyk hierso, dan is ek baie bly, ons is nie op 'n boot op die see nie, want hierdie kant is bietjie baie swaarder as hierdie kant. So ons sou kwai oorgeleen het na die kant toe, as ons op 'n boot was. Johannes 21 vanaf vers 1. Ons het Sondag met die Sondagskool, toe vra ons vir die kinders, hoeveel boeke het Johannes geskryf? Dis die boek Johannes, dan 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, en dan Openbaring. Dis die boeke wat deur Johannes geskryf is, maar dit is sommer maar net so ter inligting terwyl u nog rondsoek na die gedeelte. Het lyk my ons het die plek gekry, Johannes 21 vanaf vers 1. En na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim. En in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en het aan hulle gegee. En so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die 2de maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek
en 'n ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê, om aan te dui hoe deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai, en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? En toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê, dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het onder die broeders uitgegaan, dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê, dat hy nie sou sterwe nie, maar, as ek wil hê, dat hy moet bly, totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel, wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het, en ons weet, dat sy getuienis waar is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek vra dat die manne wat kan staan, dat u sal staan en dat ons tot die Here sal nader in gebed. Here ons God, wat 'n voorreg het ons nie om die woord oop te maak en so daaruit te lees in ons eie taal. En Here, dit is nie moeilik om te verstaan nie, want u woord is regheid. En die woord kom vertel vir ons presies wat daardie dag gebeur het. Here, u vertel ons wat eenvoudige vissermanne gedoen het. En in die woord ook hoe u eenvoudige vissermanne gebruik het om vissers van mense te word. Here, daardie is vir ons opgeskryf as voorbeeld. Want Here, ons weet dat u ons ook elkeen wil gebruik. En Here, ja, ons is hier in 'n vissersdorp. En daarom het hierdie boodskap sekerlik soveel meer betekenis. Want die mense hier in die Weskus weet presies wat dit is om vissers te wees. Hulle weet ook wat dit beteken om die vis te vang nie, Here. Maar Here, op u woord kom u en u kom gee beloftes en daardie beloftes word waar. En daarom wil ons u loof en prys, Here, want u is 'n waarmaker van die woord. En in ons geleesde gedeelte kom verskyn u weer aan die disippels. 'n derde keer, Here, net om te kom bevestig dat u leef, u het opgestaan. En daarom kan ons jubel en juig. Want u het die dood vir ons oorwin, u het vir ons gesterf, maar meer nog, Here, u het opgestaan, en daarom is daar vir ons hoop, daarom het ons 'n geloof, daarom, Here, glo ons, dat u woord waar is. Ons kom bid vir hierdie gemeente hier in die Weskus, Here, dat u hulle sal gebruik as 'n veilige hawe, ook hier in die Weskus. Maar ook, Here, dat hulle lig sal skyn vir die wêreld daar buite, dat hulle werklik ware vuurtoring sal wees. Dat mense na hierdie gemeente toe getrek sal word, omdat die waarheid hier gepreek word. Daarom, Here, bid ons vir die leraar, ons bid vir Dominee Herman, ons bid vir Saskia wat hom moet bystaan, ons bid vir hierdie kerkraad, manne, Here, wat deur u geroep is vir 'n baie belangrike taak. Ons bid vir die gemeente. Here, wanneer ons aan die gemeente dink en hoe u hier werk en hoe u nog steeds besig is en soveel so, Here, dat hierdie gemeente nou kan selfstandig verklaar. Weet ons, Here, u werk hier. Maar ons bid, Here Jesus, dat u wat die goeie werk begin het, dat u sal volhou daarmee. En dat u hierdie gemeente dan sal neem tot hoër hoogtes. Dat hulle sal bekend staan as die kerk waar die Here gedien word. Ons bid vir hulle Sondagskool, ons bid vir hulle kindertjies. Ons bid vir mense wat siek is, Here. Dat u ook die genesende hand hier sal kom indruk. Maar nou, Here, is ons ook opgewonde oor die woord.
Daarom vra ons dat U die woord vir ons sal kom oopbreek, maar Here, dat ons nie net hoorders van die woord sal word nie, maar dat ons ook daders sal word, soos wat Jakobus sê. Daarom sê ons, of vra ons, Here, word U dan hier vanaand ook verheerlik en verhoog. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen. Nou geliefdes, ons teks van oordenking vanaand kom dan uit Johannes 21 vers 22. Jesus antwoord hom: as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En wil ek vanaand met u kom praat onder die tema volg jy my? En daardie tweede my is met 'n hoofletter wat beteken die Here Jesus. Nou, ons is nou in die opstandingstyd en in ons eie gemeente daar in Woester het ons begin daar in Lukas die laaste tyd so net voor die kruisiging daar deurgegaan tot by die opstanding van die Here Jesus. En wanneer 'n mens daardeur gaan, is daar baie belangrike dinge wat tevoorskyn kom. So byvoorbeeld het ons so rukkie terug gelees van Thomas. 'n man wat een Sondag besluit hy gaan nie kerk toe nie, en dan verskyn die Here Jesus. En dan na die tyd sê hy vir hulle: hoorie, maar ek glo julle eintlik nie, ek sal dit glo as ek dit sien. Nou waar Thomas daai Sondag was, weet ons nie, maar al die ander was daar by mekaar. Hulle was waar die Here vir hulle gesê het hulle moet wees. En dan die volgende Sondag is hy in die kerk en daar verskyn die Here Jesus weer aan hulle. En Thomas sien vir Jesus. En dan is dit seker een van die hoogtepunte van daardie gedeelte in Johannes. Ons lees in Johannes 20:28. En Thomas antwoord en sê vir hom: my Here en my God. Thomas erken, dis die Here Jesus wat hier voor hom staan. Maar sekerlik meer is dit, Thomas erken dat dit die Seun van God is. Dat dit die Messias is wat hier voor hom staan. En sekerlik een van die wonderlikste oomblikke in enige mens se lewe is daai oomblik wanneer jy besef, hier is Jesus en hy staan nou hier voor my. Die verlosser en saligmaker is hier. Maar as ons verder gaan, eindig Johannes dit nie daar nie, en eintlik kon hy maar, want dit is eintlik 'n hoogtepunt. Maar Johannes gaan verder en hy kom vertel vir ons dan, wat het met die ander disipel gebeur? Wat het met Simon Petrus gebeur? Nou Simon Petrus of Petrus was 'n man vol beloftes. In Lukas 22 vers 33 lees ons, en hy het vir hom gesê, dis nou Petrus vir Jesus: Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. 'n man wat 'n leë graf sien, maar tog is hy nie oortuig dat die Here Jesus opgestaan het nie. Ons lees in Johannes 20 vers 8, en jy moet nou mooi sien hierso, hoe breek Johannes eintlik so bietjie. Want as ons lees, sê hy, hulle het albei gehardloop, maar Johannes het vir Petrus weggehardloop. Hy was eers by die graf. En dan lees ons, daarop het ook die ander disipel, wat eers by die graf gekom het, ingegaan. En hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan. Johannes skryf hier van homself. En hy sê die graf was leeg. En hy sien die graf is leeg, en hy glo. En interessant, Petrus was daar by hom. Maar Johannes meld niks van Petrus nie. Miskien omdat hy nog nie geglo het nie. Miskien omdat hy nog onseker was. Ons weet nie wat Petrus gedink het nie. Want Petrus was eintlik baie stil daarna. Jesus verskyn daarna 2 keer aan die disipels. Die eerste keer toe Thomas nie daar was nie, en toe Thomas daar was. En ons lees niks van Petrus nie. Petrus wat altyd baie te sê het. Petrus wat 'n besige man is, ons lees niks. Ons lees net van Thomas. En dan kom ons hier by ons skrifgedeelte, en ons lees dat
Petrus gaan terug na dit wat hy ken. Hy sê vir sy broeders, ek gaan vis vang. Want dis wat hy goed kon doen. Of miskien ook nie so goed nie, want hy het niks gevang nie. Maar, dis wat hy ken. Dis waar hy die Here Jesus vir die eerste keer leer ken. Ons lees in Lukas 5, dat hulle die hele nag probeer vis vang het, maar niks gevang het nie. En dan kom Jesus daar, en Jesus sê vir hom, gooi weer. En Petrus stry so bietjie. Maar hy sê, omdat u so sê, sal ek dit doen. En hy doen dit. En dan lees ons in Petrus 5 vers 8, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Die eerste keer met die visvangs, erken Petrus, hy is 'n sondige mens. En hy sê, gaan weg van my Here. En dan kom ons hier in ons geleesde gedeelte, en dit lyk asof die geskiedenis homself herhaal. Hulle kom daar so, hulle gaan vang vis, hulle vang niks vis nie. Jesus kom daar, en Jesus gee raad. Maar interessant, hierdie keer het Petrus niks gesê nie. Petrus het gedoen wat vir hom gevra is. En hulle vang soveel vis, dat hy nette amper wil skeer. Ek is seker daarvan, Petrus het een van daai déjà vu oomblikke beleef. Dit voel bekend, dit het al gebeur. En dit het in Lukas 5 gebeur. Met so 'n bietjie verandering, hier in Johannes 21. Maar ons lees dan verder, in Lukas 21 vers 7, daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. Johannes herken die Here Jesus. En dis dan wanneer Petrus in skaamte teruggaan. Hy val in die water, hy omgord hom. Die derde keer wat die Here Jesus aan sy disipels verskyn. En dan sê Jesus vir hom, Simon Petrus, Simon Bar Jona, Simon seun van Jona, jy's in die teenwoordigheid van God. En 3 keer vra die Here Jesus vir Petrus, het jy my lief? En in vers 17 sê Petrus, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Here, u weet alles. U weet dat ek gesê het, ek sal vir u sterf. En dan sê Jesus vir hom, volg jy my. Vandag gaan daai selfde woorde van die Here Jesus uit, na ons wat hier is. Eintlik na 'n wêreld daar buite. Volg jy my. En ek is seker, mens kan ook daai eerste gedeelte daarvan gaan byvoeg, dat wat die Here Jesus sê, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Wat gaan dit jou aan? Die opdrag is, volg jy my? En die woord uit die Grieks het 'n woord van, doen wat ek doen. To properly follow in the same way. Ons sing mos, te wees soos Jesus. Beteken eintlik om in Jesus se voetstappe te stap. Om die Here Jesus so te volg. En u en ek weet, dis reuse voetstappe om te volg. Dit kos inspanning. As mens sommer net daaroor praat, dan klink dit maklik. Tot jy daar kom. Wat jy werklik waar die Here Jesus wil volg in sy voetstappe. Dan kom jy agter, dis moeilik. Dit kos inspanning. Gaan kyk maar daai kindertjies, wanneer hulle so in hulle pa se voetstappe wil stap. Dit raak moeilik, né? Partykeer moet hulle spring. Maar hulle is gedetermineerd om dit te doen. En dis nie onmoontlik nie. As dit onmoontlik was, sou die Here nie vir ons gesê het ons moet dit doen nie. Dit is moontlik. Maar dit kos inspanning.
volg jy my? Dis wat die Here van u en my vra. Maar kom ons gaan kyk in die woord. Wat behels daardie volg jy my? So in die eerste plek sien ons, volg jy my in gehoorsaamheid. In Johannes 21 vers 3 staan daar, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Wanneer ons hierdie gedeelte so lees, dan klink dit half asof hulle ongehoorsaam was. Want het die Here nie gesê, hulle moet gaan wag nie? En nou is Petrus hier en hy wil gaan visvang. Maar ons lees in Matteus 26 vers 32, dat die Here Jesus vir hulle gesê het, gaan na Galilea toe. Die opdrag was, gaan soontoe. Petrus is hier by die see van Galilea. Johannes noem dit die see van Tiberius. En in Johannes 6 vers 1 lees ons, daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberius gegaan. So uit die woord uit, hulle is waar hulle moet wees. Eintlik is hulle gehoorsaam. En ons ken vir Petrus, hy is nie 'n man wat kan stil sit nie. So hy gaan uit en hy gaan vang vis. En ten spyte van jarelang ondervinding en goeie kennis, vang hy niks nie. En dan sê Jesus, gooi in die regterkant uit. En hulle vang soveel so, dat Petrus nie daai nette kan intrek nie. Petrus is gehoorsaam. Hy praat nie terug nie. Hy sê nie, maar Here, ons is al heel nag hierso, en ek het al kante probeer vang en alles nie. Hy gooi net uit. Die eerste keer, toe die Here Jesus vir hom dit gesê het, daar in Lukas 5, lees ons, en Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En nou lees ons in Johannes 21 vers 6, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Gehoorsaam. Dit wat Jesus vir hulle sê om te doen, dit doen hulle. En kyk die resultaat. Hoeveel keer sê ons nie, het ek maar net geluister nie? Hoeveel keer dink ons dat, as ek maar net geluister het na die woord, sou ek nie in hierdie situasie gewees het nie? Wanneer ons gehoorsaam is aan die woord, is die antwoord altyd positief. En die opdrag vandag vir u en vir my bly, volg jy my? Volg in Jesus se voetstappe. In Filippense 2 vers 8 lees ons, en in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dis hoe gehoorsaam die Here Jesus was. Wat beteken dit vir u en vir my? Ons moet gehoorsaam wees, maak nie saak wat u en ek dink, wat dit ons gaan kos nie. Maar ons moet gehoorsaam wees. En dis een ding wat die Here van u en van my vra. Gehoorsaamheid. Maar dit bring my by die volgende. Volg jy my met jou hele hart? Johannes 21 vers 16. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Jesus vra vir Petrus, het jy my waarlik lief? Tweede keer, het jy my waarlik lief? En hierdie woord lief is die woord agape. Die derde keer vra Jesus net, het jy my lief? En die Grieks vir die derde keer is philo. So Jesus vra 2 keer, Petrus, het jy my lief? En agape liefde is 'n opofferende, onvoorwaardelike,
keuse-gebaseerde liefde. Met ander woorde, dis 'n liefde dat ek my alles sal gee, maak nie saak wat dit my kos nie. Dis 'n ware oorgangsliefde. Die liefde wat die Here Jesus vir u en vir my gehad. En philou liefde is 'n broederliefde. 'n Liefde waar jy aangetrokke voel tot iemand. Dis nie werklik waar oorgegewe liefde nie. So Petrus het elke keer geantwoord, Here, ek het u lief met 'n broederliefde. Maar God het geweet, daai broederliefde gaan oorsit later in agape liefde. Daar waar Simon Petrus sê, ek kan nie soos my Here gekruisig word nie. Kruisig my onderste bo. Die vraag vandag is, met watter liefde het ek die Here Jesus lief? Is dit daai broederliefde, die philou liefde, wat eintlik maar net 'n liefde is? Of het ek hom agape lief? Die werklik waar ek sal my lewe gee liefde? En dis 'n vraag wat elkeen vir homself moet antwoord. Die meeste verhoudings begin met 'n philou liefde. Daar waar jy aangetrokke voel. In die huwelik ook. Want eers is sy net vir jou mooi. En later wil jy naby haar wees. En dan trou julle. En dan is jy veronderstel, want jy maak daai belofte aan die huwelikskansel, om jou lewe vir jou vrou te gee. Het ons die Here Jesus lief met daai liefde? Maar dit bring my by die volgende. Volg jy my, of kyk jy rond? Johannes 21 vers 21. Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Nou, een van die eienskappe van ons mense is, ons kyk altyd rond. Wat gaan met daai persoon aan? In Johannes 21 vers 22 lees ons, Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly tot ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Nou interessant, net na hierdie gebeurtenis, het daar gerugte geloop dat Johannes nooit sal doodgaan nie, dat die wederkoms gaan plaasvind, voordat hy doodgaan. En Johannes maak dit hier duidelik, dit is nie wat Jesus gesê het nie. Jesus het net gesê, moenie rondkyk na ander mense toe nie, volg jy my? Hou jou oë op my gefestig. En die oomblik, toe Simon Petrus dit besef, het hy die Here gevolg met sy hele hart. Daar op Pinkstersondag is daar baie broeders wat daar sit, en almal is geesvervuld, maar Petrus kyk nie rond nie, hy staan op. Handelinge 2 vers 14. Maar Petrus het opgestaan met die 11, en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hy het nie gesit en kyk wie gaan iets sê nie. Petrus staan op, want sy oë is op die Here gerig. En hy sê nie, Here, maar kan Johannes praat nie, want hy sê, hy is die disipel wat u lief gehad het. Of Here, kan Jakobus nie praat nie. Hy staan op, en hy doen wat die Here van hom vra. Nou toe ons op kweekskool was my vrou baie lief vir hierdie gedeelte. Want as dit vakansie word, en die klok lui, is daai studente in hulle karre, almal kortbroek aan, in hulle karre, en daar gat hulle. En hier sit die van Seiltjies op kweekskool. Nêrens om te gaan nie. Dis ons huis. Dit lyk amper soos die volk Israel, wat uit Egipte uittrek, soos daai karre by die kweekskool uitgaan. En hier sit ons. En dan sê ek vir my vrou, dis onregverdig. Kyk hoe gaan hulle gaan vakansie hou, hier sit ons. Dan sê my geliefde vroukie vir my, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En dan kom daar geskenke kweekskool toe, en almal kry geskenke. En hier sit die van Seiltjies. Dan sê ek vir my vrou, kyk hier. Dan sê my vrou, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En dis maklik om te sê, want ons kyk maklik rond na ander. Maar wanneer jy jou oë op die Here hou,
weet jy, die Here het vir jou baie beter in die oog. Almal wat saam met op kweekskool was, sit daar in Gauteng en all over. Die Here het vir ons hierso in die paradys kom plaas. Dis 'n les wat ons almal moes leer. Moenie rondkyk nie. Die Here wil hê jy moet hom volg. Want die Here wil jou gebruik. Met jou eienskappe. Al wat jy moet doen, is volg die Here. Ek gaan afsluit. En terwyl ek nou wil afsluit, het my preek sommer toegegaan. Maar, hy sê vir my ek moet afsluit. Maar aan die einde van die dag, kan ons maklik rondkyk. En ons kan maklik sê, Here, maar ek kan dit nie doen nie. Of Here, daar is so baie ander mense wat jy kan gebruik. Dan kom die Here en hy sê, as jy gehoorsaam is, sal ek met jou wees. Al wat ek vra is jou gehoorsaamheid. Volg jy maar net vir my, en ek sal by jou staan. En dan sê die Here, maar jy moet my volg met jou hele hart. Jy moet nie halfhartig agter my aankom nie. Jy moet oorgegewe wees. En die oomblik wanneer jy dit besef, dan hou jy op om rond te kyk. En jy kyk op. Want dis waar ons krag vandaan kom. En vanaand kom die Here hier, na u en na my toe, weer eens. En die Here kom sê vir ons, my kind, ek is lief vir jou. Hou op rondkyk. Hou jou oë op my. En volg jy my. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ek dink elkeen van ons wil vanaand opnuut vir u kom sê, my Here en my God, soos wat Thomas gesê het. Maar ons wil ook vanaand kom sê, soos Petrus, Here, u weet alles. U weet dat ons u lief het. Maar Here, help ons ook, dat ons daai philo liefde sal omsit in agape liefde. Dat ons onsself heeltemal sal oorgee aan u, Here. En dankie, Here Jesus, dat ons u kan volg. Dankie dat dit nie onmoontlik is om u te volg nie. Staan u ons naby en help u ons, Here, om op koers te bly, terwyl ons u volg. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen. Geliefdes, ons gaan dan hierdie aanddiens afsluit, terwyl die reën daar buite so heerlik val, en ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met u elkeen tot daardie dag, wanneer die Here Jesus ons kom haal. Amen. Baie dankie.